Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 290 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En ons is nou bezig met die Heilige Quran bij Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 290, hoofstuk nummer 20, Surah Toha. Afdeling 3 van hoofstuk nummer 20, Moses en die towenaars. Uit die aarde het ons julle geskape, en ons sal julle daartoe laat terugkeer, en daaruit sal ons julle weer opwek. Ons het inderdaad al ons tekens aan Farao getoon, maar hy het dit verwerp en geweier om te glo. Hy het gesê, het u na ons gekom, om ons deur u towerkuns uit ons land te verdryf, o Moses? Maar ons kan ook gelykwaardige towerkuns voorbring. Maak daarom 'n afspraak met ons wat ons nie sal breek nie, en u ook moet hou, en laat ons op 'n gerieflike plek by mekaar kom. Moses het gesê, u afspraak sal plaasvind op die dag van die fees, en laat u volk in die voormiddag byeenkom. So Moses was intelligent. He chose a day of the festival, like a public holiday, so at least all the community, the entire public can be there to witness this miracle, right? Daarop het Farao teruggegaan en sy plan beraam en weer gekom. Moses het vir hulle gesê, wee julle, moenie 'n leuen teen Allah versin nie, anders sal hy julle deur straf vernietig. Hy wat 'n leuen versin, sal altyd faal. Daarna het hulle met mekaar geargumenteer en die samekoms geheim gehou. Hulle het gesê, hierdie twee is waarlik towenaars wat julle met hulle towerkuns uit julle land wil verdryf, en al julle instellings wil vernietig. Besluit dan oor julle planne, en tree in rye na vore, en voorwaar hy wat die knapste is, sal vandag slaag. Hulle het gesê, o Moses, sal u werp, of sal ons eerste werp? Sy antwoord was, nee, werp julle. En kyk, hulle tou en hulle stokke het deur towerkuns gelyk asof dit hardloop. Toe het Moses vrees in sy hart gekoester. Ons het gesê, moenie vrees nie, voorwaar, u sal die oorwinner wees, en werp neer wat u in u regterhand hou, dit sal verslind wat hulle voorgebring het. Wat hulle voorgebring het, is slegs die sette van 'n towenaar, en nooit sal 'n towenaar slaag nie, waarvandaan hy ook al kom. Toe het die towenaars op hulle aangesigte geval en gesê, ons glo in die Heer van Aaron and Moses. Why? Because a magician knows what is a sleight of hand or what is a trick. But these magicians saw that the things that Moses did, those are not a magician's trick. They saw the reality and the truth with their own eyes, and immediately they fell down and they prostrated. Farao het gesê, glo julle in hom, voordat ek julle daartoe verlof gegee het? Voorwaar, hy is die slimme van wie julle jul towerkuns geleer het. Daarom sal ek julle hande en julle voete aan die teenoorgestelde kant laat afsny, en ek sal julle op die stamme van palmbome kruisig, en julle sal met sekerheid weet wie van ons se straf strenger en langduriger is. Hulle het gesê,
Ons kan nie aan u woorde voorkeur gee bo die duidelike bewyse wat aan ons getoon is en bo hom wat ons geskape het nie. Besluit derhalwe soos dit u behaag. U kan slegs oor die lewe van hierdie wêreld besluit. Waarlik, ons glo dat ons Heer ons foute sal vergewe, as ook die towery waartoe u ons gedwing het. En Allah is die allerbeste en ewige. Waarlik, hy het as skuldige na sy Heer kom, vir hom is daar die hel. Hy sal daarin nie sterf en ook nie lewe nie. En wie na hom as gelowige kom en goeie dade verrig het, vir hulle is daar hoë range. En hulle sal bly in tuine van ewigheid waar die riviere vloei. En sodanig is die beloning van hom wat homself louter. Join me in episode number 291 van die Heilige Koran. Alhamdulillah Rabbil Alamin.